Julle, nou vang ons lekker vis hier so by Boskop. Baie mooi vis hier. Goeiemôre julle. Weet julle, dit is so groot voorreg om sonsopkom by die Vaaldam te wees. Se dam naby aan ons, se dam naby aan ons hart. En soos julle weet, is die skoolvakansie op ons, die paastyd is op pad en is gewoonlik 'n tyd wat die mense met hulle families uitkom, dam toe kom hengel. En dis hoekom ons vandag hier is. Ry Christian, ek is so opgewonde. Ek bewe. Ek moet vir julle sê, dis die wonderlikste mooi oggend. Ek het vanoggend wakker geword en ek het die weer gehoor en 'n paar druppels. Maar kyk net hoe mooi is dit hier by Boskop. Ons is geseënd. En dankie Absoluut. dat ons dit weer kan doen. Dis lekker. Ek is so voorreg om op 'n Woensdag terwyl almal werk hier te kan visvang. Maar jy weet soos Barend sê, dit's amper Paasnaweek en skoolvakansies. So ons wil julle wys, almal is welkom hierso. Dit is 'n ongelooflike oewer, baie mooi water. En vandag wys ons julle 'n paar nuwe goedjies. Dankie vir al die ondersteuning. Ek's bly om my twee buddies hier te hê. Jy weet ek het hulle verlang. So nee, ons gaan lekker visvang vandag en vir julle 'n paar goedjies wys. En ja, boys, En kom, ons hoop ons kry daai ek vis. dink ons gaan 'n tipe van 'n kompetisie doen, julle weet Absoluut, mos. ons moet. Maar ja, is nie meeste vis nie want breed is hierso, maar ons gaan verseker kyk na die grootste spesies. Yes, Absoluut. Ons sal hom nou trek daar by die water en wys ons julle meer. Ons is nou hier so by Boskop vanoggend. Soos ons genoem het, 'n publieke oewer wat vir almal oop is en regtig seker een van die grootste oewers langs Vaaldam. Maar die belangrikste in die oggend as jy by die dam kom, maak jou voer aan. Soos julle ons ken, Legacy Feed Plus. Daar vir my persoonlik is daar nie 'n ratio nie, maar baie mense doen dit 2-1, 2 voer, 1 water. Ek gooi net water by tot ek voel ek kan nou 'n bolletjie in my hand vorm. Gaan julle gou wys. So gaan ek eers vir my so 'n halwe sakkie voer ingooi en dan gaan ek net water bysit. So ek gesê het, ek het glad nie 'n resep nie. Meng hom net baie goed deur. Ek sê, weet julle, dis 'n ding van voer, daar's nie regtig reg en verkeerd nie. Ek hou maar net daarvan om te maak dat ek klaar 'n bolletjie kan vorm. Soos julle hier kan sien, kan ek klaar feitelik 'n bolletjie vorm. Hy's nog bietjie sag, maar teen die tyd wanneer ek al my goedjies opgeslaan het en reg het, weet ek hierdie voer is reg om aan my mieliebom, aan my stroppie gesit te word. En dan kyk ons een van hierdie pragtige Vaaldam karpe kan vang hier by Boskop. Dag loop uit. Ja. Okay, so eerste een vir die oggend aan. Wat 'n pragtige oggend hier by Boskop. Dit is 'n publieke oewer, so almal kan hier kom vang. Ek het 1 lang stok vandag en 1 korte stok. So ons gaan kyk wat hier uitkom. Julle mille. Die eerste visie vanoggend, geelvis. So ons hoop ons kom deur hulle. Ons gaan 'n paar groter vis vang vandag. En dit is net lekker om op die skoorbord te wees. Weet jy wat is die grootste vis vandag? Hierdie geelvis sover. So kom ons kyk wat vang hierdie twee. Kyk ons in kompeterende hengel, veral hier so by Boskop, is dit die Mpumalanga kant. So 'n geelvis moet 300 mm wees van die punt van sy neus tot in die vee van sy stert. Dan tel hy en daar kan 10 van hulle tel. So as jy wil kompeteer in hengel of in enige jy weet ligas, provinsiale goed, is dit die reël 10 geelvis van die punt van die neus tot in die vee van die stert. Sit hom terug. Ek is nou reg om my eerste stokke in te gooi.
Soos ons genoem het, is die lang naweek en die skoolvakansies op pad en Boskop is regtig 'n oewer waar jy met die familie kan kom. Hier's baie opsies. Jy kan baie nader hengel vir die jonger vis wat die kinders gaan besig hou, of jy kan bietjie verder hengel vir daai groter karpe. Nou ons weet nie almal het bootjies om hulle lyne in te vat nie, so ons is vandag hier, so ons gaan net casting doen. En nog steeds probeer vir julle wys om van daai groter visse op casting te vang. Die van julle wat bootjies het, baie olmens, gaan maak vir jou 'n lekker bed met voorbereiding, met 'n voerplek al voor jou, vat jou lyne in. Dit gaan definitief vir jou daai groter visse gee. Sit nog net die regte konsentrate op, maar ek gaan vandag net casting doen en kyk as ek van daai mooi visse kan vang. Iets waarvoor ek baie lief is in Valdam, veral hierdie tyd van die jaar, soos julle kan sien, is die dam nog 100% vol. So dit beteken die water is nog baie melkerig, as ek dit so kan sê. Die water is maar vuil. En dan breiwaard, iets wat vir my as die seisoen begin kouer word, altyd die bietjie groter visse gee. Ek gaan definitief, omdat ek social vandag met die pitte hengel, so my onderste hoekie gaan ek heeltyd 'n pit sit. Ek gaan die Oasishwa ene gebruik, daai kloof. En dan op my boonste hoeke gaan ek of 'n Shozaloza Cloudy gebruik of 'n Bomb Squad Cloudy. Albei, soos julle in die onderkant sien, het lekker baie fluoresien in. Ietsie wat daai visse aandag gaan trek in hierdie melkerige water, hierdie bruin water. En alhoekom die water nog hierdie kleur is omdat ons ontsettend geseënd was met reën. So die rivier het ingekom, die water maar nog geskommel. Ek glo deur die wintermaande wat ons nie reën het nie en die water kry bietjie kans om te staan, gaan hy weer skoner word. Maar op hierdie stadium is hy maar nog bruin en dis hoekom ons ook bietjie sterker konsentrate gaan gebruik. Op my ander stok gaan ek tracer, ietsie wat julle almal nou al goed ken, is die Spirits saam met die Hot Gates wat 'n lekker passion fruit is. Dan kom ek wys julle gou op die onderste hoek gaan ek 'n mieliepytjie sit. Ek is maar iemand wat altyd, as ek social hengel, hou van 'n mieliepit, veral vir daai groter visse. Byt altyd die puntjie af. En dan vat ek my hoek en druk ek my hoek deur die vleisgedeelte. Nou ek is ook baie lief om my hoekies terug te druk in my voerbol, maar soos ek altyd vir julle sê, druk hom in die bokant in. En die rede daarvoor is, die swaarste krag van jou gewig is in die onderkant, so 10-1. As hierdie bolletjie sag neergesit op die water, gaan hy so opeindig. Ek wil nie jy moet in die onderkant wees waar my hoekie vasgedruk gaan word. En dan op hierdie stok gaan ek Cloudy aansit. Ek gaan sommer begin met 2 Cloudies. Ek vang met daai ietsie nommer 2's. Ek gaan 2 van hulle so opsit. En ek gaan hom sommer vat en net die steeltjie van die hoek terugdruk in die bol. Nou wat help ook as jy die hoekies se steeltjies terugdruk in die bol of die hoek se punt, jy gooi eenvoudig net verder, daar's niks wat kan tangle in die lug nie, so jy weet in die oomblik as hy die water getref het en hy gaan rus op die bodem, weet jy jou hoekies is nog by jou voerbol en niks het gekoek nie. Nou, ek is baie lief, as julle kan sien die breiwaard is daai bloekom. Ek gaan hom eerste opsit. Ek is baie lief om die dunner konsentraat eerste op te sit en dan die bietjie dikker konsentraat soos die Ferrous en Delta Force wat Molassa basis is, hoe oor te gooi. Weer eens ek sê, almal weet, ek is baie lief vir baie konsentrate en met hierdie klein voerbolletjie met in hierdie massa water ingaan en dan moet iets wees wat daai visse se aandag trek. En ek glo nog my hele lewe lank die konsentrate doen daai gedeelte vir my. So ek gesê het, ek hengel bietjie met die langer stokke, ek gaan probeer so ver as moontlik gooi vir van daai groter visse. En weet julle, casting is regtig iets wat almal kan oefen. Met bietjie oefening sal jy baie vinnig baie ver kan gooi. Die eerste stokke gaan in en julle weet Christian is altyd stout vir 'n barber. So ek gooi altyd vroeg in die oggend my eerste stok, 'n barberstok. Ek wil julle wys, ek gaan mure insit. So ek het mure op my hoekie en dan het ek Legacy se gewigte. Mense, ongelooflike produk hierdie waar jy jou reload kan insit. Ek gebruik vanoggend 'n Shozaloza reload wat ek net in daai gaatjie inwerk. En onthou hy gaan nou vir my ekstra geur en kleur daar in die water sit. So dat hy so 'n klein bietjie uitsteek, maar die ongelooflike ding van hierdie is jy kan hom gooi. So dis my eerste stok. Okay, julle gaan gou my tweede stok doen. Weer eens gaan ek 'n pytjie in die onderkant sit.
So 'n bietjie kleiner pypie op die onderkant, deur die vleisgedeelte. Draai jou hoek om, steeltjie eerste terug. En jy kan hom maar lekker hard bære daar. Ek is ook baie lief as ek vir die groter visse gaan, om met 'n bietjie harder bol te hengel, dat hy nie dadelik oplos nie. Onthou as ek kompeterend hengel, wil ek hê my voer moet vinnig blus, want ek wil 'n voerplekke aan die gang kry. Maar as ek net so vir 'n dagsessie kom, wil ek kyk as ek nie een van die groter vis aan die lyn kan kry nie. Op die boonste hoekie gaan ek 'n bomsquat cloudy opsit. Soos julle kan sien, is ook lekker groen van die fluoresien. My bomsquat is 'n Stattefords gemeng met garlic. My hoekie daar losgeskep. Gaan hom net een opsit. So baie keer as jy met 'n rietvlei hengel met 2 stroppe, met 2 hoekies, probeer maar verskillende asies aansit. So julle sal sien, ek sal altyd of 'n BB saam met 'n pithengel of 'n BB saam met 'n flout in die boonste hoek, net 'n flout, dat jy in die oggend net eers 'n hoekie het wat bietjie boontoe is, want ons weet nie wat soek die visse in die oggend nie, wil hulle asie hê wat dryf of wil hulle een wat op die grond lê. Saam met hom, truiser, soos ek nou gesê het, regtig 'n dippie wat nou al in Suid-Afrika klomp vis gevang het. Dis 'n lekker sterk spirits met baie fluoresien. So gaan lekker baie van hom opsit. En dan, omdat dit nog redelik windstil is, 'n lekker vrugte reek saam met hom, Hot Gates. Lekker toemaak met die Hot Gates. Weet julle wat lekker is van Boskop is? Dis baie geriewe, goeie amblisieblokke en hulle het ook 'n winkel hierso. Die Legacy produkte is vir julle beskikbaar hierso. So die van julle wat vergeet het om dit te bring of wat dit nie in die kas het nie, julle is meer as welkom om hier by die winkel te stop hier by Boskop en van hierdie produkte te kry. Stokvis. My karpstokkie wat ek gaan insit. Mense baie opgewonde op ons nuwe produk, die Maximus Caribas. Ek wil julle gou sê wys hoe gaan my aase aanbieding lyk. So by my onderste hoekie, hy's bietjie lank want ek gevang maar met klein hoekies, so ek gaan hom net so in 2 breek. En al wat ek gaan doen is ek gaan hom op die hoekie opryg. Lieflike produk. Ek gaan hom so opryg. So lyk. En al wat ek nou nog ekstra hier gaan doen is ek gaan 'n wit Dragula floutie op die hoek se puntjie sit sodat my aasprofiel bietjie groter is. Want ons soek regtig vanoggend bietjie van daai groter vetvisse. Ons kompetisie is ook die grootste vis vanoggend. So daar's my eerste hoekie en hy lyk so mooi. En dan op die tweede een gaan ek net 'n een enkele Beasting floutie opsit. So hy gaan so lyk. Love hierdie Beasting flouties en hulle gaan ek net so terugdruk daar in my bal. Wat ek gaan gebruik hier vanoggend is ek gaan ai gebruik. Dis 'n green TCP. So 'n druppeltjie daar opsit. Hy is skrikkelik hoog in fluoro. Kyk net daar waar hy drup. Hoe mooi lyk hy. En daarmee saam gaan ek Furious Raspberry Garlic net so 'n druppeltjie van hom opsit. OK, en dan kan hy water toe gaan. Sy snorbaarde is langer as wat hy is. Check net daai ding se snorre.
Dat hy my sinker opgetel het, is 'n wonderwerk. Nog 'n geelvisie. Al die vis is hier, ons sien hulle draai. So ek sit er een terug en vang ons nog. Julle, dis die wonderlike ding van Vaaldam. Is altyd 'n klomp spesies om te vang. Ek het 'n halwe slangworm gegooi en as 'n backing, sal nou vir julle wys, het ek een van daai nuwe Maximus caribas opgesit. En ek wil net vir Christian en Raymano sê, hier is dalk nie die grootste een, maar is definitief die grootste een vir nou. Julle, het Christian daarom nou die eerste maddie van die oggend gekry. Baie mooi gesonde visie. Sit hom terug. Nog 'n visie hierso, die grasies, die geelvissies, almal eet, maar dit is klein vissies. Die jong vis is nogal volop in die Vaaldam. So as julle kom in die vakansie, julle gaan baie van hierdie oulike vis vang. Ek herlaai gou weer. Ek sit nou 'n slangwurmpie agter en dan een Dracula floutie en een breiwaard pit soos die vorige keer. Die breiwaard pit lyk so. En die Dracula flouties is ongelooflike Claudius flouties. Hoekom is hulle Claudius? Ek gaan jou gou wys. As jy hierso kyk, kyk hoe pragtig maak hy 'n wolkie, so 'n cloud om hom. En hierdie wit, jy kan sien hierso het ek een nou laat val. So hy vorm hierdie wit reg rondom. Ietsie wat ek ook opsit, Gladiator, is 'n baie goeie caramel flora. Jy het net gewys hoeveel flora het hierdie in dit. Daar's net 'n druppeltjie. So die flora is ongelooflik en dit maak ook 'n wolk in die water. So dit is hoekom ek daai twee gebruik wat die vis na die aas toe bring. So ek sit net 'n streepie van die Gladiator op en dan het ek 'n bietjie Delta Force om in 'n groter botteltjie. Dit is die Raspberry Melassa, want ek hengel hom nogal baie. Ek het dit ook in my voer om hom 'n bietjie rooi te maak. Ek kyk of ek nie 'n modderbek kan kry hiervoor nie. So, kom ons kyk. Die wind het nou begin opkom en dit is nou 'n goeie ding in die Vaaldam, want as die wind opkom, dit is jou vriend. Ek gaan gou hierdie enetjie skep. Ek het 'n ander lyn nie. Babertjie. As julle hier kom kyk, ek gaan julle gou wys hoe lyk Maxi Mouse. Nie Maximus nie. So daai is hoe Maxi Mouse lyk. Hier is karps by Boskop ook. Maar weet julle, is baie goed, wys julle die damme was vol laas jaar. Die ekosisteem is lekker gesond. En ja, 'n karp is 'n karp. Hierdie enetjie is laasweek gebore hier in die Vaaldam, maar pragtige visie. Baie. Perfekte kat, net te klein. Pragtig. Okay julle, kyk, die tempo is nou iets ongelooflik. Ek is onder 3 minute per geelvis as dit so baie is. En ek wil julle wys wat ek doen. So ek het net my balletjie. Ek het 2 harde flouties wat ek eenvoudig so diep as moontlik terugdruk om te kyk dat ek darm bietjie groter geelvisies of karpies uithaal. En 1 keer en 5 keer gebruik ek Furious. So ek gaan nou vir julle 'n Furious net opsit, net so 'n druppeltjie daar op die middel. En dan kry ons hom hierdie bad boy in die water en dan sit ek die stopwatch aan. Dan kyk ons hoe lank vat dit voordat ek 'n vis op hom het. Ek sit nie eers met die ander stok in die water nie. So dis letterlik net hierdie ene. Okay, start daai bad boy.
20 sekondes. Daar's hy klaar. Hy's klaar. 30 sekondes. 30 sekondes, liewe aarde mense. Dit is net nie reël nie. Ek gaan hom 'n oomblik los want dis 'n klein visie wat daai ene gevat het. Ons kyk of ons nie 'n double up kan kry op hom nie. Daar's gaan hy weer. Daar's hy aan. Fish on. 1 minuut 2 sekondes. Kom ons kyk wat het ons hierdie ronde hier. En 'n mooi gele. As hy julle mooi geelvis mag ek wil daai klok sien. Onder 2 minute ingegooi, uitgehaal en ons release hom. Ek wil net vir Christian sê, ek is omtrent 'n minuut laat, maar ek het darm ook 'n visie gekry. Bietjie groter as hy Gracie, maar Christian is baas. Hy doen hulle in 40-50 sekondes na die gooi kry hy sy visse. Ongelooflik, hier so baie vis. En ons is baie bevoorreg om damme te hê in Suid-Afrika met soveel jong vis, gesonde ekosisteme wat net aanhou gee. Ons gaan nou 'n bietjie kyk of ons 'n bietjie groter vis vang, 'n baber of iets, dat ons julle dit kan wys nie, want ons het nou klaar gespeel met hierdie kleintjies. Ouens, julle kan nie die reën bestel nie en die weer by die Valdam is so onvoorspelbaar. Ons sit nou in ons karre en wag vir die storm om oor te gaan. Onthou, in hengel is daar iets, hulle noem dit die weerligreël. So as jy kompeterend hengel en iemand blaas 'n hoeter 3-kwart hoed, dan beteken dit julle moet in julle karre gaan klim vir veiligheid. Ons is nie in 'n kompetisie vandag nie. Ons hengel as vriende saam hierso by Boskop Valdam. Wat 'n lieflike oggend en all of a sudden trek hierdie storm hier oor met weerlig. So ons almal sit in ons karre en hoop om weer uit te klim om te hengel. Wag net 'n rukkie, die storms gaan gewoonlik oor en dan is julle weer in die water met daai vis aan. So ek hoop dit help julle, wees veilig langs die water, want jou veiligheid is die mees belangrikste en soos julle agter my kan sien, dit sous, dit al reën en daar is weerlig. So wees veilig langs die water. Sien julle hierna. Ek en Christian jag Maximus hier in die donderweer amper. Gelukkig hy het nou net hier oor gegaan. En Christian beloof my die bome is hoër as ek. Maar ons het gesien die baber het nou basies 'n bietjie gehardloop. Ons hoop dit is 'n mooi ene. Dit voel nie soos 'n baie groot vis nie. Pas op, sorry. Gaan hom hierdie kant toe bring verby. Ek sal hom 'n bietjie. Ja, sê. Hey. Dis al 'n beter vis vir die dag. Hey, Eyster Baxi. Kyk, as jy heeldag daai geelvisse vang, is hierdie al 'n pragtige vis. Ja. Kyk, Ry kan nie al die krediet kry nie, dis my stok. Dit is Christian se stok. Dit's 'n team effort. Ek en Christian het die grootste vis vir die dag sover. Ja, hierdie weerlig maak 'n ou bang. Ja, dit is Kyk hoe mooi hak hy hom in die hoek. 'n Koppie met Maximus op. Wat 'n pragtige vis. Ek gaan hierdie stok vir Christian gee vir hulle my sjok. Maar kyk hierdie mooi vis.
in die weer, in die reën, by die Valdam, kom hierdie skoolvakansie en kom vang hierdie visse. Sy pappa swem iewers. Hierdie is nie 'n massive nie, maar ja, dit is 'n welkome vis, veral as jy in die reën nog vis vang. Ek sit hom gou terug. Valdamkarpie. Kom ons sit hom terug, gooi gou weer in. Vandag nou al wille weer gehad en gewoonlik so na die storm verby is, dan byt hulle lekker. Een van my nuwe gunsteling produkte is hierdie, die Gladiator Feeder Pop. As ek julle so kan wys, dit is sulke barrel pops. Dit is 'n waftertjie en hy het karamel geursel en baie flora. So ek gaan julle gou net, ek sit hom weer hier so in die water. Kyk hoe glow hy hy begin skyn om. Wat ek doen, as ek hom hengel in oeverhengel, sny ek hom in halfte en dan sit ek net halfte op. Julle sal sien ek sit die onderste helftetjie op as 'n stopper vir my slangwurm wat ek op die hoekie het. Ek kry my slangwurm op. Op die bol self het ek die Dracula boldip. Dit is 'n mooi wit konsentraat en onder dit het ek die Delta Force wat ons almal weet is die Molassa Raspberry. So ek hengel hom so en dit werk. Julle, nou vang ons lekker vis hier so by Boskop. Soos gesê het, vir almal wat hierdie lang naweek hiernatoe kom, julle gaan dit regtig geniet. Hier is soveel opsies tussen jong vis en groter vis en bawers dat jy definitief as jy jou kind gaan bring, ek sit vanoggend en dink, as jy nou regtig 'n jong seun het of 'n jong meisiekind wat lief is vir hengel, bring hulle hiernatoe want ek kan vir jou verseker, hulle gaan hulle eerste vis definitief hier vang. Ek het nou 'n baie mooier vis hier so aan. Of wat ons glo so. Hoop is 'n karpie. En weer gegooi met daai breiwaard saam met die Furious en dan daai Joashua pit in die onderkant. Ek het my so 'n bietjie van 'n haak want die dam is nog vol, so ek het my boonste hoekie maar afgeknip. Maar ja, super dankbaar vir elke byt wat ons kry. Ek gaan nou vir daai twee manne vra, hulle het gesê die grootste vis, maar ek dink dit is die grootste skipvis. As ek daai musiek so in die agterkant hoor waar Christian Raymano sit, dan dink ek, dis hoekom ons dit doen, om as vriende saam te kuier, vis te vang en die dag regtig te geniet. En soveel nie te meer vir die van julle wat oor naweek hier kom sit nie. Geniet die mense om jou. Ons is almal op geleende tyd hierso, so geniet die tyd saam met jou familie en jou vriende as jy die geleentheid het in die natuur. Well done. Julle, ongelooflike mooi Valdam Boskopkarp. So dankbaar vir hom. Kom vanaf kom gou af en wys ek hom vir julle. Julle kyk hoe mooi pronk hierdie Valdam karp. Ek het altyd toe ek jonger was gesê, wil een van hierdie geel sterkte vang. Bitter min mooi wat soos 'n mooi geel sterk karpie is. Baie dankbaar vir hom. Julle arme Barend, ek het Christian of is dit voor op die oomblik met die Barber wat ons deel. So hy het 'n sterk tweede plek met hierdie karp, verseker die grootste karp vir die dag. Maar ek dink hulle het vergeet, dis 'n kombinasie van 'n skipvis en 'n vis wat nie skip het. Ja, so nee, dan is dit baie tyd. Ons gaan nou enetjie van hierdie oranje sterte pak, maar baie geluk, dis 'n Dankie julle. Nou net nog 'n rand gekry, ongelooflik lekker hierso. Ek hengel, soos julle kan sien my die goedjies wat ek hengel. Ek het nou hierdie nuwe harde anys. Dit's 'n rooie, dit is splinternuut. Kom een van die daar na die winkels toe naby julle. So die visse geniet dit nogal.
en dan hengel ek met die wit garlic en Delta Force op die bol. En ons kan net nie voorbly vandag nie, heeltyd vis. Baie lekker sport hier by die dam. So Boskopdam, ideaal vir die feesseisoen wat nou voorlê. Die Paasnaweek, skoolvakansietyd. Nog een van daai geelvisse. En die geelvis is regtig 'n mooi groter geelvis. Dit is nie die kleintjies soos vanoggend nie. Paar karpies, babers, sulke goed het uitgekom. So. Kom dam toe, kom geniet dit saam met die familie. Regtig gebless gewees hierso by Boskop. En ja, later middag die karpies lekker in tou gestaan om te byt op daai pitte. En dan, so ek sê iets wat vir my regtig uitgestaan het vandag, is daai furie saam met die breiwaard. Die treiser het goed deurgekom. En ja, baie dankbaar, die visies buite in die dam. So die van julle wat gaan kom hengel, glo my, julle gaan dit baie geniet. En ja, nog 'n pragtige valdam karpie. Super geseënd. Kom ons sit hierdie ouetjie terug vir een van julle om hom te kom vang oor die lang naweek. Nou ja julle, hier kom ons se einde van 'n dag. Ek kan julle een ding sê, as julle Boskop toe kom, gaan dit dalk die kind uit jou uitbring. Ja, ek het vandag die kinders uit ons uitgebring. Ja, nee, dit was groot sport. Kyk, hier was groot sport. Kyk, daar's nooit genoeg tyd nie en om as vriende hier by Boskop te speel. Ons het regtig van gehad vandag. Dit was een van die lekkerder video's wat ons al gedoen het. En Christian het visies gevang onder 40 sekondes. Ek dink sy rekord is in 20 sekondes. Waar het hy daai karpe gevang? Ek het die baber gevang. Wat 'n ongelooflike dag. Jy weet, Ek kan nie onthou wanneer laas ek so hard gewerk het nie, hoor, alles is seer. En ja, dit is min dat ons 3 kan saamvang. Jy weet, Christian kom nou net van China af, Barends nou op pad 'n bietjie Amerika toe. So, jy weet, almal van ons het voltydse werke en hierdie is ons liefde. Dit is ons passie en dit is hoekom ons dit doen. So, ja, vandag is spesiaal. Al die tipe dae waar ons 3 kan saamhengel is altyd lekker. En ek wens ons kon dit elke dag doen en op 'n Woensdag nog lekkerder, want dan almal werk. So nee, wat het vandag vir julle die beste uitgestaan? Kyk, vir my ek moet vir jou sê, die beastings floats wat jy vir my gegee het en die harde float het baie goed gedoen. Dips, Shoza Loza, ai saam met Tropicana, ongelooflike kombinasie. O nee, dit was nie Tropicana nie, dit was Hot Gates. So ek weet ek is altyd lief vir die Tropicana, maar julle het my Hot Gates gegee vandag en die Hot Gates saam met ai was ongelooflike kombinasie. En soos Christian nou sê, daar is ongelooflik, soos Tropicana is 'n klomp vrugte en Hot Gates is passion fruit. Ons het baie goed wat soortgelyk is en ons gaan die reeks 'n bietjie kleiner maak. Ons gaan elkeen 10 van ons gunsteling wat die laaste seisoen die beste gewerk het, want dit help ook nie ou het 50 produkte en almal vra, jy weet, jou kas kan net 30 vat. Wat is die top 30? En ons gaan dit 'n bietjie kleiner maak van April af. So moenie dink jou favourite is nou nie meer daar nie. Daar is 3 tipes musk en ons gaan die gunsteling een kies van ons 3. So ons gaan dit 'n bietjie change. Waarend vir jou vandag? Kyk, iets wat vir my uitgestaan het en ek moet sê, as jy met die draai van die seisoen is dit iets wat altyd vir my werk, is enigiets met 'n molassa basis. So vandag het ek Furious gebruik wat die garlic byt, lekker sterk vir al as die wind waai, maar Delta Force kan jy ook gebruik en dit saam met breiwaard is seker een van die beste winterkombinasies wat ek het, wat ek mee in die val dan mengel. En dan op die hoeke, definitief daai Iwashishwa pitte het vir my beter uitgestaan. En ek noem dit weer, ons het kom social en omdat ons op 'n publieke oewer is, staan pitte partykeer net eenvoudig uit om my groter karpe gevang te word, want soos ek gesê het, die mense wat naweek hiernatoe kom voer. So kry vir julle pitte, vang met dit. Die jong span dink ek, jy kan nie genoeg flout saambring nie. Jy gaan 'n magdom vol van hierdie jong vis vang. En soos ek gesê het, weet julle, as julle 'n meisiekind of 'n laaitie het wat nog nooit 'n vis gevang het in sy lewe nie, doen jouself die guns, bring hom Boskop toe, want hierdie visse is van 20 meter tot op 140 meter. Ja, kyk, dit is die lekkerste ervaring as kind. Ons almal het begin hengel toe ons baie jonk was en om jou eerste vis te vang of 'n klomp vis te vang. Nou kinders word vinnig
distracted. Hulle sal gaan jol daar as hulle nie vis vang nie, maar as hulle vis gaan vang soos Christian vandag, gaan hulle dit geniet. Ja, by my Dracula het baie goed gewerk. Die Dracula floats, my nuwe gunsteling produk is die feeder pops, die Gladiator. Ek love daai ding. En soos Baron sê nou mieliepitte, ek het met die Breivort pit, hierdie afgelope naweek was die feeder proewe hierso gewees en baie ouens hengel met 'n pit. 'n Ou gooi 'n pit weg partykeer. Veral in die kompeterende hengelspasie, maar 'n pit is 'n baie goeie asie om te gebruik 'n hoek byt, veral as hy onder op die grond moet lê. So nee, daai was vir my en dan ook dieselfde. Ek love Delta Force. Jy weet, dit het ek baie gebruik vanmiddag en ek het Dracula die bold die witte. Jy weet dit. Iets wat ek ook net moet sê is ek het ook goed gedoen met die Kariba, met die Maximus Kariba. Die nuwe Kariba wurmpie as 'n backing, waar het ook 'n paar babers so gevang. So nee, alles werk. En kom kuier lekker by Boskop en dankie vir die dankie vir die baie sterkte vir jou aan die ander kant van die water. Dankie julle. Ek moet vir julle sê van China, dis lekker om terug in Suid-Afrika te wees. Net uit Christen, hy was 'n bietjie in China. Daar kom nuwe lyne in vir julle. Ons het met die verskaffers gaan praat. Daar's 'n rooie en 'n perse van die Maximus 8X. Dit was 'n baie populêre lyn. Dit is al Desember uitverkoop. Dit land hierdie maand. So asseblief kyk uit, baie ons het gevra vir 'n pers, dit is soos 'n ultraviolet pers. Ja, ek dink dit gaan ongelooflik. Baie sterk lyne. Al ons gunsteling, die blou is, die pink is, die populêre 10 ponte, al daai goed kom in. So ja, gaan vra julle hengelwinkels van die einde van die maand, al die gunsteling legacy lyne is nou weer terug ook. Tot volgende keer, onthou like en subscribe asseblief die page as julle 'n duimpie gee, dit beteken baie vir ons. En sê vir ons in die comments waar sal jy like om ons te sien gaan hengel. Jy weet, ons wil graag nuwe damme vang. Ons geniet dit ook om nuwe oewers, soos vandag was vir my baie lekker want dit is iets anders weer. Al is dit die Vaaldam, is dit 'n hele ander oewer, bietjie dieper. En baie dankie ook aan ons borgers wat ons ondersteun. Sonder hulle is dit nie moontlik nie. So dis hoekom dit belangrik is dat julle dit like en share sodat ons die traction kan kry op ons video's.